lekker was dit nie nou ook om na hierdie lied te luister nie, juig in hom. Dit is waarin ons vreugde is, dit is heerlik om ook te kan erken dat die Here ons God is en dat ons ook ons vreugde in hom vind. As ek nou vir ons met die fotum voorgaan, gaan ek vir ons lees uit Psalm 84. Ek dink almal van julle, soos ek, smag na ons eredienste. Ek mis dit om gemeentelede by die deur te verwelkom. Ek mis dit om in die kerk saam met my medegelowiges te wees. Hierdie Psalm sê vir ons iets daarvan. Psalm 84, vir die koorleier met musiek van die Koragiete 'n Psalm. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies by u altare, Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Amen. Mag jy ook daar waar jy nou is, nog steeds die teenwoordigheid van die Here beleef. Mag sy vrede, genade, barmhartigheid in oorvloed in hierdie oomblikke daar by jou wees. Ons teksgedeelte vir vanoggend kom uit Jakobus hoofstuk 1, Jakobus hoofstuk 1 van vers 2 tot 8. Jy kan solank jou Bybel daar oopmaak as jy wil saamlees. Voordat ons saam lees, kom ons bid net eers saam. Ja, Here, hoe lieflik is dit om as medegelowiges in u woning by mekaar te kom. Maar hoe wonderlik ook die wete dat u ook in hierdie tyd waar ons ver van mekaar staan, u naby aan ons is. En ons daardeur ook naby aan mekaar is. Want ons word aan mekaar gebind deur hierdie een geloof, een belydenis, een hoop, een verlossing in Jesus Christus ons Here. Dankie Here dat ons u woord het om daarin te lees. Dankie dat ons daarin kan troos vind, kan hoop vind, maar ook in ons geloof versterk kan word en kan toegerus word om as u kinders in hierdie wêreld getuies te wees en u lig na die wêreld te neem. Seën ons dan nou Here as ons hierdie gedeelte vanoggend saam lees. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Ek lees vir ons Jakobus 1 van vers 2. My liewe broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy van God bid, en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Ek gaan vir ons net eers tot daar lees. Ek gesels eendag met 'n gemeentelid wat Eysterman kompetisies doen. Nou weet ons dat om aan 'n Eysterman kompetisie deel te neem, jy nogal baie fiks moet wees en baie sterk moet wees om die uithou vermoë te hê om so 'n kompetisie klaar te maak. Ek vra toe vir die persoon eendag, maar jy moet dan seker verskriklik fiks wees om hierdie Eysterman kompetisies te kan klaarmaak. Sy antwoord het my nogal so 'n bietjie verras, want hy sê toe vir my, dit gaan nie oor fiksheid in die eerste plek. 'n Mens kan net so fiks wees. Om 'n Eysterman kompetisie klaar te kan maak, gaan dit daaroor dat jy die vermoë moet hê om pyn te kan hanteer. Want dan kom 'n punt waar jou liggaam net eenvoudig weier om verder te hardloop of fiets te ry of te swem. Want jou liggaam fisies pyn van die inspanning. En dan moet jy in jou kop die vermoë hê om deur daardie pyndrempel te breek en nog te kan aangaan. Hy gaan toe verder en hy sê vir my 'n baie interessante ding. Hy sê dat wanneer jy aan so 'n kompetisie deelneem en jy teen die spreekwoordelike muur vashardloop, waar dit vir jou voel of jou liggaam net weier om een tree verder te gee, dan kan jy nog 30% doen van dit wat jy reeds gedoen het. En daarom is dit 'n sielkundige ding om in jou kop reg te kry
om ook die pyn en die weerstand te kan deurbreek, sodat jy kan aanhou en op die ou einde ook die wedloop kan klaarmaak. Wat hy eintlik vir my gesê het, is dat 'n mens die vermoë het om meer te doen as wat jy dink jy kan doen. En dit het my baie laat dink oor die lewe. Ek dink ons beland baie keer in situasies in die lewe waar ons baie maklik kan opgee. Waar ek vir myself kan sê, maar ek sien nie meer kans hiervoor nie, of ek kan doodgewoon nie meer. Daardie skooltaak wat ek moet klaarmaak, wat ek net nie meer kans sien voor. Daardie opdrag by die werk wat vir my net te veel raak. Situasies van verhoudinge wat ons net nie meer voor kans sien nie, of wat ook al, so kan ons aangaan. Daar gebeur baie dinge in ons lewensdinge, wat ons voel, ek gaan tou opgooi. Ek sien nie meer kans nie, ek sien nie meer kans om een tree verder in hierdie situasie te gee nie. Ek vermoed, op 'n sielkundige vlak, is dit baie maklik om te kan tou opgooi. Maar die wonderlike is dat as 'n mens bietjie na die geskiedenis gaan kyk, en ons wêreld is vol van verhale van mense wat in die mees haglike omstandighede, in die moeilikste van lewenssituasies volhard het, voortgegaan het, opgestaan het, en groot hoogtes in hulle lewens bereik het. Verhale waarin ons geïnspireer word, verhale van hoop, waarin ons leer dat ek dalk sterker is as wat ek dink ek is, en ek dalk tot meer in staat is as wat ek vermoed het. Ek praat met iemand in die afgelope tyd wat siek was van COVID-19. En die persoon sê toe vir my, jy beklei die siekte net soveel in jou kop as in jou lyf. En ek dink ons begin die idee kry dat in die lewe ons sal moet leer om ook in die moeilike situasies, ook wanneer daar 'n beproewing kom, ook wanneer daar swaar kry kom, ook wanneer ons geloof en ons sterkte getoets word, dat ons die vermoë sal moet ontwikkel om te kan volhard, om einduit die pad te kan stap. Jakobus, wat ons vanoggend gelees het, skryf sy brief aan 'n gemeente of 'n reeks gemeentes, wat as jy die brief lees, jy agterkom, ook maar deur moeilike tye gegaan het. Daar was situasies binne en buite die gemeente, wat ook die gelowiges, en hulle verhouding met mekaar, die verhouding met die kerk, en hulle verhouding met die Here, op die proef gestel het. Ons kom agter dat daar mense was in die gemeente wat mekaar op uiterlike dinge geoordeel het. Daar was lidmate wat honger gely het en wat nie versorg is nie, wat fisies swaar gekry het. Daar was mense wat mekaar beskinder en sleg gesê het. Daar was jaloesie en selfsug in hierdie gemeente. Rusies oor onbenullighede, onreg, korrupsie, oneerlikheid, en so kan ons aangaan. En ons weet maar te goed hoe hierdie dinge in die kerk, in 'n geloofsgemeenskap, ons kan raak. Ek dink ons besef maar te goed dat die geskiedenis van die kerk vol van die lyke lê van mense wat in die kerk baie seer gekry het. En wat gesê het, maar ek sien nie meer kans vir die kerk nie, of ek sien nie meer kans vir 'n geloofsgemeenskap nie. So ruk terug het ek iemand gelees wat sê, ek sien kans vir Christus, maar nie vir die kerk nie. Ons kry dit dat mense toenemend probeer om ook buite die kerk Christene te wees. Omdat in die kerk ook 'n plek is waar ons baie keer kan seer kry. En dan is dit moeilik om te volhard. Dan is dit moeilik om onsself te laat deel bly van hierdie geloofsgemeenskap. As ons die boek van Jakobus lees, dan moet ons ook weet dat daar ook dinge buite die kerk was, wat die gelowiges van destyds baie swaar laat kry, wat hulle geloof tot die uiterste toe beproef het. Aan die een kant was daar die dwaalleringe, mense wat binne die gemeente of van buite die gemeente gekom het en allerlei dinge begin sê het en begin leer het, wat mense laat twyfel het, wat mense laat wonder het oor wat hulle glo en wie God is en oor die verlossing in Jesus Christus. Maar dit was ook 'n tyd waarin die kerk en gelowiges wreed vervolg word. Ons lees verskillike verhale van hoe gelowiges, omdat hulle Christene was, deur die Romeinse owerhede en die Romeinse keisers van destyds hanteer is. Mense wat letterlik met hulle lewens geboet het vir hulle geloof in God. Ek dink as mense dat die verhaal van Jakobus lees, dan kom jy agter dat daar situasies, kontekste was waarin mense se geloof getoets is. En waarin mense die vroeë kerk
baie maklik kon sê, maar ek sien nie meer hiervoor kans nie. Ek sien nie meer kans om deel van die kerk te wees nie. Ek sien nie meer kans om 'n gelowige te wees nie. Ek dink die tyd waarin ons leef, nie net die COVID-19 pandemie nie, maar ook 'n klomp ander goed wat rondom dit is, kom ons agter dat mense baie maklik in hulle geloof tou opgooi. Dat mense net nie meer kans sien om te volhard in hulle geloof nie. Maar mense die kerk en geloof en godsdiens begin betwyfel. Maar mense doodgewoon begin vra, maar is dit nog die moeite werd? Maak dit hoegenaamd sin? En ek dink baie daarvan het te doen met die feit dat ons geloof getoets word. En dat dit van ons vra om te volhard ook in ons geloof. En daarom as Jakobus hierdie brief aan hierdie gemeente skryf, dan sê hy vir hulle twee dinge. Twee dinge wat ongelooflik belangrik is, wanneer ons geloof beproef word. En die eerste wat hy sê is, volhard. Hy moedig die lidmate aan, hy moedig gelowiges aan om te sê, maar moenie tou opgooi nie. Jakobus verstaan dat beproewinge en die lyding en die seerkry en die swaar wat daarmee saamgaan, nie ten doel het om my van God af weg te trek nie, maar juis vir my nader aan God wil trek. My geloof word nie op die proef gestel om my te laat ophou glo nie, maar juis om my geloof te versterk. En daarom dat Jakobus dan sê, maar dat ons moet bly wees wanneer allerlei beproewinge oor ons pad kom. Want hier is geleenthede waar ek vir God nie kan leer, geleenthede waar ek vir God nie kan ontdek. Dis geleenthede vir volharding. Wanneer ek besef dat ook die swaar kry tye, ook die moeilike tye van my lewe, ook God daarin teenwoordig is. En juist daar is om my geloof te versterk, om my nader aan God te bring, dan help dit my om te volhard. Beproewinge is tye van volharding, waarin ek nader aan God kan groei. Waarin ek in my verhouding met die Here kan groei, waar ek ook geestelike rypheid kan bereik. Maar dan sê Jakobus ook 'n tweede ding. Hy sê in hierdie proses van volharding, om ook te kan volhard in my geloof, ook in my beproewinge, is een van die geheime, een van die sleutels, die van gebed. Want wat help my om te volhard? Gebed. Want wat is gebed anders as om my totale afhanklikheid vir my hele lewe, vir alles wat ek is en het, van God afhanklik te wees? Gebed is om te kan sê, Here, U alleen kan help. Gebed is om met bedelaarsande afhanklik voor God te staan en te bely dat ek ook vir my geloof, vir my volharding van God afhanklik is. Jakobus sê, want as ek gaan bid, as ek in 'n biddende afhanklikheid van die Here gaan leef, dan gaan hy, God, dit aan hom gee. Dis die belofte wat saam met gebed gaan. Dat God ook die gelowige wat swaar kry aanhoor. En vir ons help. Vir ons krag gee. Vir ons optel. Vir ons moed gee. Vir ons sterk maak. Om ook te kan volhard op hierdie pad as gelowige. God hoor. Hy help uit. Hy gee insig ook in ons situasies. Maar hoor hoe mooi stel Jakobus dit. Hy sê, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyt. Die Grieks hier beteken letterlik dat God gee in oorvloed, mildelik, sonder beperkings, maar ook sonder om my daaroor te laat sleg voel. Dis juis 'n uitnodiging vir my om in my beproewingstye, om in my tye van nood na God te gaan, om by hulp antwoorde te kry, om by hom hulp te soek. En dan in die proses te ontdek, maar God trek my nader. God sterk my geloof. God gee my die vermoë om te volhard, ook in tye van beproewing. Daarom vra beproewings, dat ek my in geloof tot God sal wend. En dat ek met God se krag, en met God se wysheid, wanneer ek teen die spreekwoordelike, geestelike muur vasloop, en nie meer weet wat kant toe nie, en dink ek kan nie meer nie, te kan weet, God help my ook hierdeur. Ek kan nog aangaan, want God gee my krag.
God gee my wysheid. God lei my ook op hierdie pad. En dit is ook my gebed vir jou volgende. Dat jy regtig ook in hierdie tyd, en ek besef dit, dat baie van ons lidmate op hierdie tyd op baie maniere beproef word. Ons bejaardes wat eensaamheid beleef, mense wat ekonomies swaar kry, mense wat siek is, mense wat met allerlei dinge gekonfronteer word, wat hulle bang en onseker maak. Dis my gebed regtig vir jou, dat jy dit van Jakobus sal beleef, dat hierdie beproewings, hierdie swaar kry tye, regtig tye sal wees, waarin jy sal beleef dat God jou nader trek. Mag jy ontdek dat God jou ook in hierdie tyd uitnooi, tot volharding, om vas te byt, om te bly glo, en te ontdek hoe God hom ook in hierdie tyd in jou openbaar. Maar ook hoe God jou uitnooi om deur gebed, om met erns na hom te kom, sodat hy ook vir jou mildelik, oorvloedig, kan voorsien in jou lewe, fisies, maar ook geestelik, sodat jy innerlik sterk kan word, en die krag kan hê, om ook die wedloop van die geloof, en tyd, te volhard. Ek en jy kan dit nie uit ons eie doen nie, maar met God kan ons. Mag die Here vir jou die genade gee om te volhard ook in jou geloof. Amen. Die weelde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God, hy drie in een, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Kom ons bid saam. Here, ons weet dat in hierdie tyd ons geloof beproef word. Ons weet en ons ervaar dit, Here, dat dit met ons soms baie moeilik gaan. En dat daar mense om ons is wat nog swaarder kry as ons self. Here, U weet hoe ons geloof getoets word. U weet hoe maklik dit is om te kan tou opgooi en te sê, maar dis nie meer die moeite werd nie. Dit maak nie meer sin nie. Maar dankie Here dat U juis vir ons in hierdie tyd uitnooi om te volhard, om aan U vas te hou, om in U ons krag en ons sterkte te vind, om by U wysheid te ontdek, om by U tuis te kom en te ontdek dat U met oop arms en met mildelikheid en met vreugde ons ontvang as U kinders.
dat U juis ook vir ons U krag wil gee. Dat U juis ook wil hê dat ons U moet soek. Want Here, U is ons enigste hoop, ons enigste bron van lewe. Ek bid vanoggend, Here, vir hulle wat swaar kry. Hulle wat om watter rede dalk ook op die punt staan om te sê, maar ek sien nie meer kans. Mag hulle in U hoop en krag vind. Ek bid vir hulle wat siek is, Here, dat U hand oor hulle sal wees. Hulle wat moeg en moedeloos geword het. Dat U weer vir hulle die koppe sal optel. En dat hulle in U krag sal ontdek. Ja, Here, ek bid vir ons gemeente, ek bid vir ons mense, dat hulle regtig nie sal moeg en moedeloos word nie, maar sal volhard. Seën ons, Here, want ons het dit nodig. Dit is soms maklik om oor hierdie goed te praat, maar in die praktyk is dit baie moeiliker. Daarom vra ek my net, Here, dat U by ons sal wees, en dat U in ons lewens getrou U grootheid sal openbaar. Seën ons daarom, Here. En ons weet ook dat om dit te kan wees, om dit te kan doen, dat ons ook U seën nodig het. En daarom bid ek, dat die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, daardie kosbare teenwoordigheid van die Heilige Gees, by elkeen wat hierna luister, sal wees en sal bly. Amen. Mooi week vir jou verder. Die weelde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien.